Vandag duik ons in een van die mediese wêreld se mees bizarre raaisels, 'n toestand genaamd iskemie herperfusie besering. En dis 'n mondvol, maar die konsep is 'n regte kopkrapper. Soms, in die proses om weefsel te probeer red, maak ons dit eintlik erger. Ja, dit is die sentrale vraag wat ons vandag gaan takel. Hoe op aarde kan die reddingspoging, die ding wat veronderstel is om alles reg te maak, uiteindelik nog meer skade aanrig? Dis 'n paradoks en ons gaan dit nou saam uitpleis. Goed, om hierdie komplekse proses te verstaan, gaan ons 'n analogie gebruik wat die kol perfek tref. Dink aan die hele ding soos 'n bokskruit en die besering is 'n vinnige, verwoestende 1-2 hou. Hierdie aanhaling som dit perfek op. Die besering gebeur nie in een slag nie, maar in 2 vinnige, opeenvolgende stappe. Die eerste hou, dis die gebrek aan bloed, redelik voor die hand liggend. Maar die tweede hou, dis die een wat jou verras. Dis die knock-out punch, wat land presies wanneer jy dink die gevaar is verby. Hierdie skuifie wys die paradoks duidelik. Links het ons 'n iskemie, die bloedvloei stop, en ja, dit veroorsaak skade. Die logiese oplossing? Herperfusie. Ons herstel die bloedvloei. Maar kyk nou regs, die resultaat is dikwels nog erger skade. Dis heeltemal teen die teef. So wat op aarde gaan hier aan? Goed, kom ons breek daardie eerste hou af, die iskemie. Dit is basies die oomblik wat die krag afgaan. Die weefsel se lewenslyn, sy bloedtoevoer, word afgesny. Sonder suurstof, sonder voedingsstolle, begin die selle daarbinne letterlik verhonger. Op 'n cellulêre vlak is dit absolute chaos. Eerstens, geen suurstof beteken geen energie nie. Die sel se battery wat ons ATP noem, gaan pap, dood. Dan val die klein pompies wat die sel se interne balans handhaaf. Afvalprodukte bou op, die hele sel word suur en uiteindelik stroom water in en die sel swel op soos 'n waterballon wat enige oomblik kan bars. Dit, my vriende, is die skade van die eerste hou. En dis hoekom dokters altyd in 'n reus teen tyd is. Hoe langer daardie iskemie duur, hoe langer daardie eerste hou aanhou land, hoe swakker en meer kwesbaar word die weefsel vir die verwoestende tweede hou wat op pad is. Goed, die eerste hou het geland. Nou maak julle gereed vir die tweede een. Die een wat niemand sien kom nie. Dis wanneer die redding opdaag. Die bloed keer terug en pleks van 'n sig van verligting breek die hel los. 'n Absolute storm van vernietiging word ontketen. En hier is die wrede ironie van die hele proses. Die einste suurstof waarvoor die selle geskreeu het, word skielik die brandstof vir die vuur. Wanneer die bloed terugstroom, bring dit nie net lewe nie. Dit bring 'n leer van vernietiging saam. En wie is hierdie aanvallers? Wel, dis 'n 3-ledige aanslag. Eerstens kry jy hierdie goedgenaamd reaktiewe suurstofspesies. Dink aan hulle soos klein giftige vonke wat oral rondspring en alles beskadig. Dan word die immuunstelsel se voetsoldate, die neutrofiele, opgeroep. Hulle storm die area en begin wildweg aanval. En om alles te vererger, is daar 'n stormloop van alarmseine wat nog meer versterkings na die gevegsone roep. Die gevolg van hierdie storm, totale chaos. Die kleinste bloedvaatjies begin lek. Die are trek ironies genoeg saam wat die nuwe bloedvloei weer beperk. Selle begin selfvernietigingsprogramme aktiveer. En die immuunselle skep letterlik verkeersknope in die kleinste haarvaatjies wat alles weer tot stilstand bring. En dit alles lei tot 'n kritiese toestand, die geen terugvloei verskynsel. Dis die punt van geen terugkeer nie. Die hoofslagaar is dalk nou oop, maar die skade aan die klein straatjies is so groot dat die bloed eenvoudig nie die weefsel kan bereik nie. Die hoofweg is oop, maar al die afritte is vernietig. En hierdie probleem is nie net plaaslik nie. Daai inflammatoriese storm kan soos 'n veldbrand deur die hele liggaam versprei. Dit kan 'n kettingreaksie begin. En voor jy weet, begin ander organe wat niks met die oorspronklike probleem te doen gehad het nie, ook val. 'n Lewensgevaarlike situasie. So met dit alles in gedagte, hoe beveg dokters hierdie paradoksale vyand? Kom ons stap in die kruit en kyk na die kliniese uitdagings in die soeke na 'n deurbraak. Hierdie aanhaling tref die spyker op die kop. Dit gaan nie daaroor om die kraan oop te draai nie. Dis 'n delikate dans. Jy moet dit presies reg kry, soos in die goue lokkie storie. Nie te vinnig nie, nie te stadig nie. Net reg. Dokters soek desperaat na daardie perfekte resep. En glo my, hulle het al baie dinge probeer. Van die oefen van weefsel om die skok te weerstaan, tot die gebruik van medikasie om die inflammatoriese storm te probeer kalmeer. Hulle het selfs probeer om bloed stadiger en meer beheers terug te bring. Maar tot dusver, die resultate is meestal teleurstellend en inkonsekwent.
Die koue, harde waarheid is dat ten spyte van dekades se navorsing, daar steeds geen towerstafie vir hierdie besering is nie. En dit bly een van die mees frustrerende, maar ook aktiefste navorsingsvelde in die medisyne. Maar die geveg is nog lank nie verby nie. Die wetenskap staan nooit stil nie. So, waarheen is die navorsing op pad? Kom ons kyk vinnig vorentoe. Die nuwe navorsing is regtig opwindend. Wetenskaplikes probeer nou die selle se selfvernietigingsknoppie afskakel. Hulle probeer die immuunstelsel se oorreaksie fyn instel. En dan is daar hierdie fascinerende vraag: hoekom lyk dit asof jonger liggame hierdie besering beter hanteer? As ons dit kan ontsyfer, kan dit alles verander. En dit los ons met die finale groot vraag. Ons word al hoe beter met die redding om daai geblokkeerde aar oop te maak. Maar die ware uitdaging vir die toekoms is om die herstel te bemeester, om te verseker dat ons reddingspoging nie self die oorsaak van 'n nog groter ramp word nie.